Baie welkom aan al ons kykers na 'n nuwe seisoen van Gesels bietjie les. My naam is Armin Kritzinger en elke week bied ek die volwasse Sabbatskool studie van die 7de dag Adventiste Kerk aan, gratis aanlyn. Ons vra nie vir donasies of enigiets soos dit nie. Die beste manier hoe julle hierdie Gesels bietjie les episodes kan ondersteun is om die like knoppie te druk onderaan hierdie video en om kommentaar te lewer op hierdie video. Al is dit nou ietsie soos amen of dankie, enigiets eenvoudig, sodat YouTube weet dat julle dink hierdie video's is die moeite werd en dan sal hulle dit adverteer aan nog meer Afrikaanse mense. So onthou, ons doel is om die ewige evangelie met soveel Afrikaanse mense te deel as moontlik, sodat elke persoon 'n ingeligte keuse kan maak of hulle in 'n reddende verhouding met Jesus wil wees of nie. Ek is baie opgewonde vir 'n nuwe jaar, 2026, en ek glo en ek bid dat elke kyker, elke persoon wat ons Gesels bietjie lesprogram ondersteun in hierdie nuwe jaar sal groei in hulle verhouding met Jesus en dat hulle liewer sal wees vir Jesus en ook vir die mense rondom hulle. Kom ons sluit ons oë vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil vir U dankie sê vir hoe U ons in die verlede gelei het en ons is opgewonde vir die toekoms om te sien wat wonderlike dinge U nog vir ons gaan doen. Soos wat ons vandag begin met 'n nuwe seisoen van Gesels bietjie les, kwartaal 1 vir 2026, vra ons weer eens, liewe Heer, vir die gawe van die Heilige Gees om ons te leer wat waar is. Ons bid en ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. So vir ons kykers by die huis, soos wat ek nou net genoem het, ons is in 'n nuwe seisoen, kwartaal nommer 1 van 2026, les nommer 1. En die titel vir les nommer 1, eerste week hierso in 2026 is Vervolg maar nie verworpe nie. Ek wil net gou vinnig ietsie sê voordat ons in die les inspring vir hierdie week. As julle miskien kanonskote in die agtergrond hoor of mense wat baie opgewonde klink, dis omdat dit oujaarsaand is terwyl ek besig is om hierdie video op te neem. So moet asseblief nie dink dat iemand is besig om my huis aan te val of dat ek is in die oorlogsveld nie. Dis maar net baie mense wat opgewonde is oor die nuwe jaar. So vervolg maar nie verworpe nie. Ons geheeteks is daarso uit Filippense hoofstuk 4 vers 4. En dit sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Dan in Sabbatmiddagse deel van die les, vertel die les vir ons daarso van 'n Adventiste predikant wat valslik in die tronk beland het en hoe hy toe daardie geleentheid gebruik het om uit te reik na ander mense en om die evangelie met ander mense te deel. En daardie predikant erken, jy weet, dat soms was dit moeilik gewees om in die tronk te bedien, maar daar was ook baie groot vreugde gewees vir hom. En hierdie is 'n wonderlike storie, 'n wonderlike getuienis. Ek dink nie daar's net een persoon soos dit nie. Ek is seker dat daar's baie Adventiste en selfs nie-Adventiste Christene wat al valslik, weet, in die tronk opgeëindig het en toe daardie geleentheid kon gebruik om evangelie met ander mense te kon deel. Nou 'n belangrike punt wat ek hierso wil noem op Sabbatmiddag is dat ons moet seker maak dat ons word regtig valslik beskuldig of valslik in die tronk beland. Want baie keer is ons besig met so baie nonsens in ons lewe, dat as die Satan regtig ons in die moeilikheid wil kry, hoef hy nie eers ons geloof of die Sabbat of enigiets soos dit te gebruik nie. Daar's klaar soveel ander onwettige nonsens dinge wat ons doen, wat klaar rede genoeg is om ons in die tronk te laat gooi of in die moeilikheid te laat beland. Ek praat altyd oor die storie van Daniel en die leeukuil, en in daai storie lees ons in die boek van Daniel hoe daardie ander mense wat ons kan sê jaloers op hom was, wat nie so baie van hom gehou het nie, elke liewe aspek van sy lewe noukeurig deurgesoek het en mooi gekyk het of kan hulle iets fout met Daniel, iets vind in sy lewe. En die Bybel sê vir ons in Daniel dat hulle kon niks fout vind met hom nie. En dit is toe hoekom hulle daai wet laat maak het dat jy weet jy mag nie na iemand anders bid nie, en dis toe hoe Daniel in die moeilikheid beland het omdat hy die God van die hemel, die Skepper God aanbid het. En ek sê altyd in daardie storie, as Daniel ander dinge verkeerd gedoen het in sy lewe, as hy die landswette gebreek het, weet, enige ander onwettige dinge gedoen het, dan sou dit nie nodig gewees het vir daardie ander mense wat jaloers was op hom, wat nie van hom gehou het nie, om hierdie godsdienstwet te maak om in die moeilikheid te kry. So ek dink dit is 'n belangrike vraag om 2026 mee te begin, vir jou en vir my. En ons moet onsself vra, as ons kyk na ons lewe, hoe staan ons lewe regtig voor God? Is ons in daai posisie soos wat Daniel was, waar as mense na ons lewens kyk, kan hulle niks fout vind met die praktiese wêreldse aspekte van ons lewe nie, en hulle moet dan ons vervolg as gevolg van ons godsdiens? Of is ons klaar besig met so baie nonsens, wêreldse, onwettige, verkeerde dinge, dat daar klaar rede genoeg is
om ons in die tronk te laat beland, sonder om eers ons geloof te gebruik as 'n verskoning. En so, ons moet besef dat soos wat ons nou in hierdie les 1 gaan gesels oor vervolging, dat Satan vervolg die mense wat probleme veroorsaak vir hom. Maar as ons klaar aan sy kant is, dan is dit nie regtig nodig vir hom om vervolging op ons pad te bring nie. So vervolging is nie die eerste stap hoe Satan ons probeer vernietig nie. Daar's baie ander stappe wat hy kan gebruik voor dit, soos om jou so gemaklik te maak in jou lewe, dat jy nie regtig jou verhouding met Jesus ernstig opvat nie. En ek dink, op baie plekke in die wêreld, is dit eintlik 'n groter probleem vir Christene as die vervolging. Is dat die Satan hou ons so gemaklik met die wêreldse plesiere en dinge, dat ons heeltemal ons verhouding met God afskeep. En dit is baie, baie hartseer en 'n saakie wat ons elkeen onsself moet vra en ondersoek aan die begin van hierdie nuwe jaar. So, Paulus het die boeke van Filippense en Kolossense in die tronk geskryf. So dit sê vir ons klaar, weet, ons gaan na 'n paar Nuwe Testamente boeke kyk hierdie nuwe kwartaal 1 van 2026 wat deur Paulus geskryf het. En ons weet, die mense wat nou nie baie van Christendom hou nie, party van die mense wat hulle self nou ateïste sal noem, hulle hou nie eintlik baie van Paulus nie, omdat hulle weet dat Paulus is regtig verantwoordelik deur die genade van God natuurlik vir die verspreiding van die evangelie tot 'n baie groot maat in die vroeë kerk. So hierdie week gaan ons kyk na die omstandighede wat Paulus moes trotseer het, en hy het 'n groter doel raak gesien as wat met hom gebeur het. So as ons oorbeweeg hierson na Sondag se deel van die les toe, die titel daarso sê vir ons, Paulus, die gevangene vir Jesus Christus. Dan vra dit vir ons daarso om te lees Efesiërs hoofstuk 3 vers 1 en dan Filemon 1. Filemon het net een hoofstuk, soos dit sê Filemon 1 praat dit daarso van vers 1. So kom ek maak dit vir ons oop en kyk ons gaan na daai twee stukkies. Die vraag is, wat is belangrik omtrent hoe Paulus sy gevangenskap beskryf? In Efesiërs hoofstuk 3 vers 1 sê die Bybel daarso vir ons, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is. En dan in Filemon hoofstuk 1 vers 1, Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus en die broeder Timoteus aan Filemon, die geliefde en ons mede-arbeider. So as ons kyk na al twee hierdie verse, kan ons ietsie onmiddellik sien wat hulle in gemeen het, behalwe die feit dat hulle nou briewe is wat deur Paulus geskryf is. Ons sien hierdie frase hierso, 'n gevangene van Christus Jesus in Filemon, en ons sien dit weer hierso in Efesiërs, die gevangene van Christus Jesus. Nou as ons kyk na die les, die titel eintlik sê daarso vir ons, 'n gevangene vir Jesus Christus, waar die Bybel, die ou vertaling wat ek daar gelees het, sê, 'n gevangene van Jesus Christus. Nou ek dink, dit is omdat daar twee maniere is hoe mense na hierdie versies kan kyk, of daai spesifieke frase, en ek persoonlik dink nie dat een is reg en een is verkeerd nie, ek is okay met al twee van hulle. So as ons die lesstudiese titel daarso vat wat sê, gevangene vir Jesus Christus, beteken dit basies dat hy is 'n gevangene as gevolg van wat hy vir Jesus Christus doen. So hy is 'n gevangene, nie omdat hy iemand se kar gesteel het, of iemand se handsak gesteel het, of iets soos dit nie, of sy belasting ontduik het nie, maar hy is 'n gevangene vir Jesus Christus. Dit beteken hy is 'n gevangene omdat hy die evangelie van Jesus Christus verkondig. Dit is wat hom veroorsaak het dat hy in die tronk beland. Dit is hoe ons nou daai gevangene vir Jesus Christus kan verstaan. Maar as ons na die ander ene kyk, soos vir die ou vertaling vir ons sê, daarso die gevangene van Jesus Christus, dit beteken dat hy is 'n gevangene van Jesus Christus. Dit kan ook beteken, soos die eerste verduideliking wat ek nou net gegee het, dat hy is 'n gevangene van Jesus Christus, omdat hy evangelie verkondig het, maar ons kan dit ook verstaan dat hy is letterlik 'n gevangene van Jesus Christus. Dit beteken, hy verstaan baie goed, dat hy is in die gevangenis, en Jesus kan enige oomblik hom uit die gevangenis uitneem, soos wat gebeur het in die Nuwe Testament, ons ken daardie verhale, of Jesus kan toelaat dat daar bly, sodat hy werk kan doen daarso in die gevangenis. So 'n gevangenis van Jesus, want bo alles, bo die tronkbewaarders en die soldate en al daardie tipe dinge, is Jesus op die ou einde van die dag in beheer van die saak. En so, of jy nou 'n gevangene vir Jesus Christus of 'n gevangene van Jesus Christus, ek dink daardie twee lesse wat ek nou hierso gedeel het, is waar vir al twee, en dit is 'n praktiese lesse wat ons ook kan leer. So, as ons moet tronk toe gaan, moet dit wees as gevolg van die werk wat ons vir Jesus doen. Ons moet nie tronk toe gaan omdat ons te vinnig bestuur het, of dronk bestuur het, of jou vrou geslaan het, of iemand se handsak gesteel het, of
onwettige goeder van die internet afgelaai het, of jou belasting ontduik het, of wat ook al dit nou mag wees nie. As ons met tronk toe gaan, moet dit wees as gevolg van die regte dinge wat ons gedoen het. En dan die tweede les is, as ons in die tronk is, of wat ook al slegte situasie in ons lewe mag kom, moet ons besef dat op die einde van die dag is die Here in beheer, en die Here kan ons in 'n oogwink, kan hy ons uit daardie tronk uitneem, as hy dit so goed dink, of hy kan ons daar los, as hy werk het wat hy wil hê, ons daar vir moet doen. Nou die res van Sondag se deel van die les, is 'n bietjie soos van 'n bespiegeling, jy weet, is hy hierso in die tronk gewees, of was hy daarso in die tronk gewees, en dan sê hy vir ons, weet, hy sê dat hy was aan hierdie persoon met boeie vasgemaak gewees, so hy was seker in Rome gewees, so en so. Ek dink persoonlik nie, dat om presies te weet waar hy in die tronk was, is regtig nou 'n verskriklike belangrike saak nie. Maar as ons kyk na die gees van profesie, maak dit vir ons baie duidelik, sodat ons nie hoef te wonder nie. Dit sê, onder Paulus se assistente in Rome, was baie van sy voormalige metgeselle en medewerkers, Lukas, die geliefde geneesheer, wat hom op die reis na Jerusalem, deur die 2de jaar gevangenisstraf in Caesarea, en op sy gevaarlike reis na Rome vergesel het, was steeds by hom. Erastarchus en Epaphras was sy medegevangenes. Dis Kolossense 4 vers 7 tot 14. Hierdie kom uit Handelinge van die Apostels, en dis die Engelse bladsynommer daarso 454, wat ek sommer so vir ons vertaal het. So ons kan definitief sien hierso, hy was 'n gevangene gewees op 'n stadium in Rome, moontlik meer as een keer, die tweede keer miskien bietjie meer streng as die eerste keer, en dan was hy ook 'n gevangenes gewees hierso in Caesarea. Maar soos wat ek genoem het, ek dink nou regtig nie hierdie is die belangrikste punt wat ons uit Sondag se deel van die les moet uitkry nie. So, hoe kan ons leer om die beste te maak van watter moeilike situasie ons onsself in mag bevind? Hoekom is dit nie altyd so maklik om dit te doen nie? Kyk, dit is 'n baie belangrike vraag wat eintlik die hele week se les mooi vir ons kan opsom eintlik. So, hoe kan ons die beste maak van 'n moeilike situasie? Wel, ek dink is belangrik vir ons om ware, opregte verwagtinge te hê oor die Christelike lewe. As ons valse verwagtinge gaan hê oor wat die Christelike lewe is, dan gaan dit vir ons baie teleurstelling bring. Teleurstelling is gewoonlik gekoppel aan verwagtinge wat jy gehad het, wat nie gerealiseer het nie, en so voel jy teleurgesteld, of jy voel besmoedig, wat ook al die Afrikaanse woord is, besmoedig. Wanneer 'n mens ware, opregte, realistiese verwagtinge het, dan gaan jy daai teleurstelling vermy. So een manier vir ons om die beste te maak van 'n moeilike situasie is, ons moet besef dat die Christelike ervaring kan vervolging insluit, soos die tronkstraf, en selfs in die donker eeue, en soos Johannes die Doper, selfs die doodstraf. En as ons onsself in ons gedagtes voorberei, dat dit is iets wat ons kan verwag, dan as ons dit teekom in ons lewe, gaan dit tot 'n baie groot mate ons help om die teleurstelling te verminder, of miskien heel moontlik te vermy. Maar as ons gaan dink dat die Christelike lewe is net maanskyn en rose en al hierdie tipe dinge, dan gaan dit vir onsself baie moeilik maak, en ons gaan heel moontlik baie erge teleurstellings hê in ons Christelike lewe. So ons moet 'n ware, opregte, realistiese prentjie hê oor wat die Christelike lewe is. En dan om die beste te maak uit daardie moeilike situasie, is om te kyk na die groter prentjie, die groter Christelike prentjie, en wat die Here vir ons voorberei. En dat as jy sou sterf, is dit nou nie die einde van jou storie nie. Dit gaan nou maar net basies die begin wees van 'n nuwe hoofstuk. Jy gaan slaap in die graf, totdat Jesus eendag gaan terugkom om sy kinders te kom haal. En so, om die groter prentjie te sien, om uit die hemelse oogpunt te kyk, sal ons ook help om die beste te maak uit 'n moeilike situasie. Nou die tweede deel van daai vraag is, hoekom is dit nie altyd so maklik vir ons om dit te doen nie? Dis omdat ons as mense, ons sondige menslike natuur, verkies gemak en plesier, en so dis nie lekker vir ons menslike natuur om in die tronk te wees, om honger te ly, om vervolg te word nie. En so dit is nou maar wat dit vir ons moeilik gaan maak, is ons menslike natuur, veral ons sondige menslike natuur, wat die wêreldse hemelse oogpunt wil uitskuif uit ons gedagtes uit, en die aardse plesier en die aardse dinge wil terugbring in ons gedagtes en ons fokus. Nou daar's 'n belangrike aanhaling uit die gees van profesie, die groot stryd wat ek wil deel met ons kykers by die huis. Ek dink is regtig belangrik, soos wat ons in hierdie les ingang, dat ons moet regtig eerlik wees met onsself, en ons moet besef dat baie van ons wat na hierdie les gaan luister, wat ek deel met julle, hierdie les nommer 1,
ons vervolging wat ons ondervind. Ek dink as ons regtig eerlik is met onsself, ons vervolging is nie op daardie selfde mate as wat ons gaan lees hierso van Paulus en baie van die disippels nie. Dis waar dat daar is vervolging in die wêreld, selfs Christene wat sterf in 2025, 2026 as gevolg van hulle geloof. Maar ek dink baie van die mense wat na hierdie les gaan luister, baie van die Afrikaanse mense wat na hierdie les gaan luister, ek dink dat heel moontlik jou kanse vandag om in die tronk op te eindig as gevolg van jou geloof, dink ek is bietjie minder as wat dit was vir Paulus en vir die disippels en so aan. So, hoekom is dit so en wat gaan dit verander? Nou die groot stryd, die Engelse bladsy is bladsy 48 en ek het hierso uit die Afrikaans uit, die groot Suid-Afrikaans, bladsy 48 is nou die Engels, het sê hierso vir ons, daar is egter 'n ander en belangriker vraag wat die aandag van die kerke van vandag in beslag moet neem. Die apostel Paulus verklaar dat almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Dis 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 12. Waarom is dit dan asof vervolging in 'n groot mate slymerend blyk te wees? Die enigste rede is dat die kerk aan die wêreldse standaard voldoen en daarom geen teestand opwek nie. Die hedendaagse godsdiens is nie van die suiwer en heilige aard wat die Christelike geloof in die dae van Christus en sy apostels gekenmerk het nie. Dit is slegs as gevolg van 'n gees van kompromie wat met die sonde aangegaan is, dat die groot waarhede van die woord van God met soveel onverskilligheid beheen word. Dat daar so min lewensbelangrike godsaligheid in die kerk is en dat die Christelike geloof so gewild in die wêreld blyk te wees. Sodra die geloof en krag van die vroeë kerk herleef, sal die gees van vervolging weer herleef en die vure van vervolging sal weer aangesteek word. Nou liewe kyker by die huis, dit is miskien een van die heel belangrikste aanhalings wat ek met julle gaan deel hierdie les. Die rede hoekom vervolging tot 'n groot mate nie so erg is vir jou en vir my vandag soos in die vroeë kerk nie, is omdat ons Christen ervaring in ons Christelike lewe nie so suiwer is nie. Ons het soveel kompromie met die wêreld aangegaan, dat ons bied nie eintlik enigiets verskillend of anders as die wêreld aan nie. En so daar's nie eintlik rede vir Satan in die wêreld om ons te vervolg nie, want ons bied geen teenstand vir die wêreld nie. Ons trek aan soos die wêreld, ons versier onsself soos die wêreld, ons luister na die musiek van die wêreld, ons kyk die flieks van die wêreld, ons eet die kos van die wêreld, ons vermaak onsself presies soos die wêreld, ons gesels oor dieselfde dinge van die wêreld, ons spandeer ons tyd met dieselfde dinge van die wêreld, ons skinder soos die wêreld, ons is rassisties soos die wêreld, ons huwelike werk nie uit nie, net soos die wêreld, ons kan nie ons kinders reg grootmaak nie, net soos die wêreld, en so ek kan aangaan met die lysie aan en aan en aan. Die beginselpunt daarso is, dat as ons gaan terugkeer na wat Christendom veronderstel is om te wees, dan sal die vure van vervolging weer aangesteek word. En dit is stof tot nadenke. Ons elkeen kan 'n paar minute vat om rustig te gaan dink oor daardie. Groot rede hoekom ons miskien nie by die werk, by die kerk, in jou skool, of waar ook al by die universiteit, vervolging ondervind as gevolg van ons Christendom nie, is omdat dit bied miskien nie regtig enigiets anders aan as wat die wêreld bied nie. Nou maandag se deel van die les, die titel sê Paulus in gevangenskap. Terwyl hy in Macedonië was, noem Paulus verskeie gevangenskappe. Dan haal hy daarso 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 5. So kom ons kyk gou daarso 2 Korintiërs 6 vers 5. Hy sê in sla, in gevangenskappe, so meervoud, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongery. Nou, daar's selfs nog meer dinge, maar hier is nou net 'n paar van die dinge wat hy deur moes gegaan het. Maar die klem daarso is op meer as een gevangenskap wat hy moes deurgaan. Selfs die hongery wat hy moes deurgaan. Hoeveel van ons vandag is reg om 'n dag, 2 dae, 3 dae, 4 dae sonder kos te gaan? Waar om oor te dink. Dan sê dit vir ons hierso om te kyk 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 7 tot 12. Wat word in hierdie skrifgedeelte onthul? Hoe Paulus in staat was om die beproewings wat hom te beurt geval het, verdra het. Waarop het hy blykbaar gefokus? So kom ons kyk na daai paar verse daarso. Maar ons het hierdie skat in erdekryke, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie.
vervolg, maar nie verlate nie, neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam geopenbaar kan word. Want altyd word ons, wat lewe, oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees geopenbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. So wat is die fokus gewees hierso vir hulle? Definitief, sodat die lewe van Jesus in hulle sterflike vlees geopenbaar kan word. En op die einde van die dag is dit die punt van die evangelie. Die goeie nuus is dat die lewe van Jesus in ons sterflike sondige natuur geopenbaar kan word. Deur die krag wat Jesus vir ons gee in sy woord, kan ons die oorwinning behaal oor ons versoekings en die sondige natuur, sodat ons die lewe van Jesus kan openbaar in hierdie vlees. En dit is waarvoor Jesus wag, soos wat ons verlede kwartaal oor gepraat het. Hy wag vir daardie openbaarmaking van homself in sy kerk, sodat hy kan kom om sy mense te kom haal. Jesus bewys vir die hele heelal dat hy kan die slegste van die slegste van die slegste mense vat. En ons praat nie hierso van jou buurman of iemand by die werk nie. Ek praat hierso van jou en van my, die slegste van die slegste van die slegste van mense. En hy kan ons so verander, in ons sondige vlees, kan hy homself ten volle openbaar, ons totale oorwinning gee. En omdat dit die fokus was van Paulus in sy gevangenskap, sê hy dat hulle was vervolg, maar nie verlate nie, neergewerp, maar nie vernietig nie, verleë, maar nie radeloos nie. Hy het altyd Jesus die fokus gemaak. En vir ons kyker by die huis, soos wat ek elke kwartaal sê, en ek sal dit weer eens sê hierso, aan die eerste les van ons nuwe kwartaal, ons as mens kan onsself nie red deur ons werke nie. Jesus vra ons net om geloof te hê in sy woord, en in daardie woord is die krag wat ons oorwinning gaan gee oor sonde in ons lewe. En in elke les, op gesels bietjie les, wil ons altyd Jesus groot maak. Ons wil sy naam groot maak, en hy moet geopenbaar word in alles wat ons sê, en in alles wat ons doen. Dan 'n tweede stukkie wat die les daarso vir ons vra om na te kyk, is in 2 Korintiërs, hoofstuk 6, vers 3 tot 7. Watter geestelike bronne het Paulus tot sy beskikking gehad om hom te help om hierdie moeilikhede die hoof te bied? So kom ons kyk daar na 2 Korintiërs, hoofstuk 6. Dit sê daarso vir ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie. Maar in alles beveel ons aan as dienaars van God, met baie geduld, in verdrukkinge, in node, in benoudhede, in slae, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slapelose nagtyd, in hongerlye, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid in die regter en linkerhand. So in die regter en in die linkerhand het hulle die wapens van geregtigheid. En wat was dit? Dit is die woord van die waarheid. En wat is die woord van die waarheid? Dit is die krag van God. Onthou, volgens Johannes hoofstuk 1 vers 1, Jesus is die krag. Jesus is die woord van God. En in die woord van God is die krag. So dit sê hierso vir ons in die Heilige Gees, deur lankmoedigheid, in vriendelikheid, maar wat ek op hierso wil fokus en wat die les ook op fokus daarso vir ons, is die woord van die waarheid. Weereens, as ons ware verwagtinge het oor wat die Christelike lewe alles behels, en dit sluit vervolging in, dan sal ons teleurstelling vermy. Want ons weet wat ons kan verwag in ons Christelike lewe, en ons weet ook wat vir ons wag aan die eindpunt. En ek glo dit is wat Jesus ook aangedink het, soos wat hy na die kruis gegaan het hy gedink aan die prys, wat wag aan die einde, vir jou en vir my. En al was dit net vir jou alleen gewees, sou hy nog steeds na hierdie aarde toe gekom het, om te sterf om daardie kruis. So definitief die les sê vir ons, weer eens hierso, die woord van waarheid is die fokus daarso. En weer eens, dit gaan ook vir ons die krag gee in ons geestelike lewe. Die koning van die eeue sê vir ons, dit is die krag van die woord wat vir Jesus oorwinning gegee het oor sonde in sy lewe, en is ook die krag van die woord wat vir ons oorwinning gaan gee oor die versoekings wat op ons pad kom, sodat ons daardie oorwinning oor sonde kan kry. Nou die koning van die eeue sê ook vir ons hierso, die Heilige Gees bevestig wat deur die wêreldse verlosser bewerkstellig is. Dit is deur die Gees wat die hart rein gemaak word. Deur die Gees word die gelowige 'n deelgenoot aan die goddelike natuur. Christus het sy Gees as 'n goddelike mag gegee om alle ongeërfde en aangekweekte neigings tot die kwaad te oorwin en om sy eie karakter op sy kerk af te stempel. So op die einde van die dag, weer eens, dit is die doel, dat Jesus se karakter op sy kerk gestempel kan word. Nou die vraag daarso aan die einde van maandag is, hoe kan ons as leuke of as predikante die volgende doen?
maar in alles beveel ons aan as ons dienaars van God. Wat beteken dit? Ek glo wat dit beteken is dat in alles wat ons doen, in ons hele lewe, moet ons onsself sien as dienaars van God. As ons Jesus aangeneem het as die redder, ons redder en ons verlosser van sonde, moet ons besef dat die verlossingsplan bevat hierdie verplasing wat plaasvind. Waar Jesus ons plek ingeneem het as 'n slaaf van sonde, en omdat hy nie sonde gaan dien nie, sterf hy in ons plek, en dan die ander deel van hierdie plaasvervanger is ook waar. Ons moet Jesus se plek inneem. En Jesus se hele lewe was 'n lewe van diens gewees aan ander. Hy het selfs gesê dat hy het gekom nie om gedien te word nie, maar om te dien. En so, in alles wat ons doen, moet ons onsself altyd sien as dienaars van God. Ons moet onsself sien as mense wat die plek van Jesus ingeneem het, omdat hy ons plek ingeneem het, daai plaasvervanging vind plaas, en daarom moet ons lewe volgens elke woord van Jesus, omdat ons wil lewe soos Jesus, omdat dit is wat die plaasvervanging bevat. So ons moet regtig diensknegte wees van God in die ware woord. Nou Dinsdag se titel van die les daarso sê vir ons Paulus in Filippi. Nou Dinsdag se deel van die les het regtig nou nie baie vir ons regtig om te bespreek nie. Die les verduidelik nou maar meer hierso vir ons die agtergrond oor hoe hy daarso in Filippi nou opgeëindig het, hoe die Heilige Gees hom verhinder het om deur Asië te reis, en toe het hulle nou in Filippi opgeëindig, en Filippi was die eerste stad van daardie deel van Macedonië, is wat Handelinge 16 vers 12 daarso vir ons verduidelik, en dit was 'n geëerde steed gewees in die Romeinse Ryk, en dan verduidelik die les klomp dinge se vir ons hierso wat nou baie interessant is, maar ek persoonlik dink nou regtig nie, dit is noods belangrik vir ons om daaroor te gesels nie. Baie interessant om dit te weet, maar ek dink nie dit is verskriklik belangrik nie. Ek dink 'n belangrike les wat ons miskien daar kan leer, is dat omdat Filippi nou 'n belangrike stad was dit 'n lekker basispunt gewees om die evangelie maklik aan baie mense te verkondig. So dit was 'n baie goeie strategie gewees, en ons kan sê dit was God se strategie gewees, om die evangelie op 'n effektiewe manier met baie mense te deel. Maar wat nou meer daarmee hand aan hand gegaan het, is dat daar ook nou vervolging sou gewees het in daardie stad. Hoe meer mense daar nou maar is, jy kan nou maar kyk in die wêreld, hoe meer mense, hoe meer probleme, lyk as dit nou maar altyd so werk, en so daar sou nou vervolging gewees het, maar ook 'n geleentheid om die evangelie aan baie meer mense te bring. So, geleentheid om evangelie aan mense te bring, vervolging, die vervolging het nie veroorsaak dat hulle die geleentheid om evangelie aan baie mense van die hand te wys nie. Al sou hulle die vervolging op hulle pad teemoet of sien, het hulle nog steeds gekies om daar te wees, as gevolg van wat die Here vir hulle gesê het, sodat hulle daardie strategie, daardie suksesvolle manier daarso kon gebruik om uitreiking te doen, om sendingwerk daarso te doen. Nou, die les vra vir ons om te kyk daarso na Handelinge 9 vers 16, en dat die vraag sê, hoe help hierdie skrif ons om sommige van Paulus se beproewinge te verstaan? Hoe kan dit ons dalk help om sommige van ons sin te verstaan? So kom ons kyk daarso na Handelinge hoofstuk 9 vers 16, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. So dis die Here wat hierso praat, en hy sê dat hy sal vir hom wys hoeveel hy vir sy naam moet ly. Nou omdat die Here dit vir hom gewys het, soos wat ons nou gaan weer terugkom na wat ek voor in die les genoem het hy realistiese verwagtinge gehad oor wat hy in sy lewe gaan teekom. En so as hy in die tronk beland het hy nie gewonder, jene, hoekom het ek nou in die tronk beland, wat gaan nou aan, weet die Here my verlaat of enigiets is dit nie, want hy het geweet dat sy lewe gaan dit ook insluit. Nou, wat is die praktiese les wat ons kan wegneem van hierdie? Weereens, vir ons, as ons tyd neem om die gees van profesie te bestudeer, en ons kan kyk hoe die Here vir ons uitgelê het wat in die eindtyd gaan gebeur, dan wanneer die eindtyd gebeure kom, gaan dit ons help om nie verward en die mekaar en rond te hardloop soos 'n hoender sonder 'n kop nie. Ons gaan presies verstaan dat daardie dinge wat gebeur, is wat die Here vir ons voorspel het, wat hy vir ons getoon het, en so ons gaan nie daai teleurstelling hê en wonder, het die Here my verlaat of al hierdie tipe dinge tot 'n mate as ons nie enigs iets geweet het van wat om te verwag in die eindtyd nie. So ons moet regtig die tyd neem om byvoorbeeld die laaste hoofstukke van die groot stryd en die kompilasie soos Last Day Events om dit deur te gaan,
sodat dit ons ook kan voorberei om te besef wat die Christelike lewe vir ons, veral vir die wat glo in die eindtyd lewe sal insluit. En dis hoekom Paulus, een van die groot redes is hoekom hy hierdie teleurstelling in sy lewe kon vermy. Nou as ons kom by Woensdag se deel van die les, dit sê vir ons Paulus en Kolosse, so dit sê vir ons dat daar's geen verslag dat Paulus ooit Kolosse besoek het nie, maar die les sê basies vir ons dat hy het iemand ontmoet in 'n ander plek en daardie persoon het die evangelie by Paulus gehoor en daai persoon het teruggegaan na sy tuisdorp toe wat Kolosse was en hy het dit daarso aan die mense geneem. Ook sê dit vir ons dat hierdie plek was 'n plek wat net onlangs in terme van duisende jare of honderde jare is dit onlangs is hierdie plek begin opgrawe. So dis so 15 km suidoos van Lesotho en daarom weet ons minder daarvan in vergelyking met van die ander meer prominente stede. So dan gee dit vir ons daarso 'n aanhaling en jy kan daarso gaan deurlees. Heel interessant. Dit praat daarso van in Kolosse het die mense ook ander gode aanbid en so aan. Weereens ek glo hierso Woensdag net soos Dinsdag, daar's nie verskriklik baie om te bespreek nie. Die skrywer van die les hierso gee net vir ons 'n bietjie agtergrond van die stad en 'n belangrike les vir my, praktiese les wat ek miskien nie so uit Woensdag sou neem is dat Paulus, al was hy nie self in 'n stad gewees nie, het hy die evangelie aan iemand gedeel wat van daai stad af gekom het en daai persoon kon teruggegaan het en die evangelie daarso aan sy mense gebring het. So die praktiese les is vir ons ook, al kan ons miskien nie die hele wêreld rondom gaan nie, kan ons in mense in aanraking kom, waar ook al ons mag wees, en ons kan die evangelie met daai mense deel en die Here kan hulle gebruik om terug te gaan na die plekke waar hulle vandaan kom en hulle kan dan die evangelie met daardie mense daarso deel. Nou die les vra vir ons om te kyk na Filemon, hoofstuk vers 15 en 16, dis net een hoofstuk. So watter handelwyse het Paulus versigtig vir Filemon aanbeveel om met Onesimus te volg? So kom ons kyk gou na daai verse daarso in Filemon hoofstuk 1 vers 15 en 16. Want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, dat jy hom vir altyd kan besit. Nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf. As 'n geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou. So laat ek maar 'n bietjie agtergrond hierso gee vir ons kykers by die huis, as julle miskien bietjie verward is. So Paulus skryf hierso vir Filemon. Filemon is 'n Christen persoon wat 'n slaaf gehad het, Onesimus, en Onesimus het weggehardloop en daar's 'n rede hoekom Onesimus weggehardloop het, want hy het ietsie onreg gedoen aan Filemon. Ons kan basies sê hy het van sy goed gesteel en so het hy weggehardloop en Paulus het toe Onesimus gevind, hierdie slaaf, en hy het met hom die evangelie gedeel en Onesimus het berou gehad oor sy sonde, hy het die evangelie aangeneem en hy was regtig jammer gewees oor wat hy gedoen het. Ek wil met ons deel hierso wat die Gees van Profesie vir ons sê. Ek het dit vir ons vertaal uit Handelinge van die Apostels. Die Engelse bladsynommer is 456. Dit sê hierso vir ons: onder diegene wat hulle harte aan God gegee het deur die arbeid van Paulus in Rome was Onesimus, 'n heidense slaaf wat sy meester Filemon, 'n Christen gelowige in Kolosse, onreg aangedoen het en na Rome ontsnap het. In die goedheid van sy hart het Paulus probeer om die armoede en nood van die ellendige voortvlugtige te verlig en toe probeer om die lig van die waarheid in sy verduisterde verstand te werp. Onesimus het na die woorde van die lewe geluister, sy sondes bely en is tot die geloof van die Christus bekeer. Onesimus het homself by Paulus geliefd gemaak deur sy vroomheid en opregtheid, nie minder nie as deur sy teer sorg vir die apostels se vertroosting en sy ywer om die werk van die evangelie te bevorder. Paulus het in hom karaktertrekke gesien wat hom 'n nuttige helper in sendingwerk sou maak, en hy het hom aangeraai om sonder versuim na Filemon terug te keer, sy vergifnis te smeek en vir die toekoms te beplan. Die apostel het beloof om homself verantwoordelik te hou vir die bedrag waarvoor Filemon beroof is. Omdat hy Tychicus met briewe na verskeie kerke in Klein-Asië sou stuur, het hy Onesimus saam met hom gestuur. Dit was 'n ernstige toets vir hierdie dienaar om homself oor te gee aan die meester wat hy onreg aangedoen het, maar hy was waarlik bekeer en het nie van sy plig afgewyk nie. So, bietjie konteks. Paulus stuur nie die slaaf terug na Filemon omdat hy 'n slaaf is wat moet teruggaan, omdat hy die landswet moet gehoorsaam om hom terug te stuur of enigiets soos dit nie. Die hoofrede hoekom hy hom terugstuur is omdat Onesimus onreg gedoen het aan Filemon, hy het goed by hom gesteel, en omdat hy nou sy sondes bely het, sê Paulus vir hom dat hy moet teruggaan na Filemon toe, om vir hom om verskoning te vra, om vir hom vergifnis te vra vir die dinge wat jy hom gesteel het. En Paulus sê, ek sal self betaal vir die dinge wat jy by hom gevat het, wat jy by hom gesteel het. Maar jy moet jou vir hom gaan vertel dat jy 'n Christen geword, jy het jou sonde bely, jy is jammer oor wat jy gedoen het,
En Paulus skryf dan vir Filemon dat Filemon moet hom terug aanvaar nie as 'n slaaf nie, maar as 'n medegelowige. En Paulus wil dan basies sê dat Onesimus moet 'n sendeling word en saam met hulle werk om evangeliewerk te verkondig. So as ons teruggaan na die les, dit kan miskien 'n bietjie mense die bietjie mekaar maak daar aan die einde van Woensdag. Dit sê vir ons, alhoewel die Romeinse wet vereis het dat Paulus Onesimus aan Filemon moes terugbesorg het Paulus met Filemon se hart en gewete gepleit dat hy Onesimus nie as 'n slaaf, maar as 'n medebroeder moes aanvaar. En ek kan nou net die konteks daarso verduidelik wat ons kon sien uit die gees van profesie. So hoe ons ook al die gedagte van slawerny in enige vorm verafskie en wens dat Paulus hierdie praktyk moes afgeskeer het, hoe kan ons tot 'n vergelyking kom met wat Paulus hier sê? So weer eens, ek het verduidelik, die rede hoekom hom teruggestuur het, is nie omdat hy wou gehad het dat hy moes teruggaan vir 'n slaaf nie, maar omdat hy Filemon se goed gesteel het en omdat hy vergifnis daarvoor moet gaan vra. Die praktiese les wat ons hieruit kan leer is, dat wanneer jy mense se goed gesteel het, moet jy nie net vir die Here vir vergifnis vra nie, maar dit is 'n goeie idee vir jou om terug te gaan na die mense, vir hulle te sê jy is jammer dat jy hulle goed gevat het en vir hulle dit terug te betaal. So, dit sê hierso vir ons, dis fascinerend dat gedurende die slawernyperiode in Amerika het Ellen White spesifiek aan die Adventiste mense gesê om nie die wet te gehoorsaam wat die mense vereis het om die slawe terug te stuur nie. En nou gaan die mense te mekaar raak. Hoekom het Ellen White vir die mense gesê om nie die wet te gehoorsaam nie, maar Paulus het die wet gehoorsaam? Weereens, Paulus het die slaaf teruggestuur en vir die persoon gevra om hom nie as 'n slaaf terug te ontvang nie, maar as 'n medegelowige. En die hoofrede hoekom hom teruggestuur het, is omdat die ou iets by die ander ou gesteel het en hy vir die ou moes gaan sê dat hy's jammer en hom terug moet betaal en Paulus gaan self daarvoor betaal. In Ellen White se geval is dit heeltemal anders. Dis nie dat die slawe goeders gesteel het by hulle eienaars nie, anders soos hy heel moontlik vir hulle ook gesê het om hom vergifnis te gaan vra vir wat hulle by die mense gesteel het en om hulle terug te betaal. Maar omdat slawerny verbreeking is van die 10 gebooie en as jy meer inligting daaroor nodig het, dis in Patriarge en Profete wat praat oor die 10 gebooie, die wet wat praat oor diefstal, slawerny is 'n oortreding van daardie wet, is ons verplig om die wet van God te gehoorsaam bo die wet van die land, en daarom het Ellen White vir die Adventiste mense gesê om nie die slawe terug te stuur na hulle eienaars toe nie. Maar as hulle eienaars se goederes gesteel het, sou hulle definitief hulle eienaars om vergifnis moes gaan vra het vir hulle diefstal en dit moes terugbetaal, soos wat ons leer hierso in Filemon se verhaal. Die donderdag se deel van die les praat oor die kerke van Filippi en Kolosse. So kom ons kyk daarso na Filippense hoofstuk 1 vers 1 tot 3 en Kolossense hoofstuk 1 vers 1 tot 2. Hoe word die kerke in Filippi en Kolosse beskryf en wat is belangrik omtrent hierdie uitbeelding? So kom ons lees daar die verse wat die les vir ons vra. Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippus is, saam met die opsieners en diakens. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. Dan vir Kolossense, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God en die broeder Timoteus, aan die heilige en gelowige broeders in Christus, wat in Kolosse is. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. So 2 dinge wat ons daarso kan sien is, elke keer dan noem hy hierso die heiliges in Christus. Nou, soos die les vir ons probeer wys, dit probeer nou nie uitwys soos die Katolieke, die saints of die heiliges het nie. Hierdie beteken net, dis mense wat 'n totale oorgawe gemaak het aan Jesus, mense wat deel is van die nuwe verbond in Jesus, wat deel is van sy volk, mense wat totale oorgawe gemaak het, lewe volgens elke woord, dit is die mense waarvoor hy hierso skryf. Dan 'n tweede gedeelte daarso, dit sê vir ons hierso, saam met die opsieners en die diakens. So 'n tweede gedagte wat die les wil hê ons moet daarna kyk, is dat in daardie kerke was daar kerkorganisasie gewees. Dit was nie net elke persoon kon doen wat hulle wou nie, dit was baie belangrik vir ons om vandag om te verstaan, dat die Here is 'n God van organisasie, selfs die engele in die hemel is georganiseer in verskillende range of ordes, of hoe ook al wat die Afrikaanse woord daarso moet wees, en dit is nie omdat iemand belangriker is as iemand anders of enigiets soos dit nie, dit is vir organisasie, want dit is hoe dinge die mees effektiefste werk. En so selfs in die vroeë Adventiste kerk het hulle die voorbeeld van die Nuwe Testament gevolg om kerkorganisasie te begin, en ek haal hierso aan uit wat die les hierso vir ons sê. Dit sê in die 1850s, James White het geskryf, die goddelike opdrag van die Nuwe Testament is voldoende om die kerk van Christus te organiseer, indien meer as dit nodig was, sou dit deur goddelike ingewing plaasgevind het. So ek dink,
ek is seker by jou kerk in die lesstudie gaan baie mense begin gesels hier oor kerkorganisasie en alles soos dit. Vir my is dit baie duidelik dat kerkorganisasie is verskriklik belangrik. Daar moet organisasie wees in die huis, by die werk, by die skool, by die universiteit, in die kerk, in die land, in die hemel. Organisasie is verskriklik belangrik. Ons kan nie sonder organisasie doen nie. Nou die tweede vraag gaan wees, watter tipe organisasie? Persoonlik, ek hou baie meer van die manier hoe die Sevende-dag Adventiste kerk georganiseer is, as baie van ander denominasies in die wêreld. Is dit miskien waar, dat oor die laaste 50, 60, 70 jaar, in die Adventiste kerk, is daar te veel mense in kantoorposisies, en so aan? Ek wil nie regtig in daardie debat betrokke raak nie, en ek dink dit is buite die les vir hierdie week en waar ons regtig moet gesels, maar ek dink dit is nodig vir ons as 'n kerk om te besef dat hoe meer en meer mense ons in kantoorposisies het, is nie altyd 'n goeie of 'n positiewe ding vir kerkorganisasie en vir die werk nie. En ons moet meer fokus op mense in die veld en miskien bietjie minder op mense in kantoorposisies, wat net in kantoorposisies is. Nou ek kan nie sê, weet, dit is nou die kerk is en is verkeerd of enigiets soos dit nie. Ek dink dat almal van ons het nie so breë kennis oor presies al die organisasie van die kerk en wat nodig is en wat nie nodig is nie. En ek is seker elke persoon het hulle idee oor, weet, wat gaan die meest effektief wees en so iets. So jy kan dit met jou kerkraad bestudeer of in jou kerkbesigheidssessie of by jou konferensiesessie kan jy daaroor gesels. Ek dink jy is nodig vir ons om in die les daaroor te debatteer nie. Die belangrike punt is net dat kerkorganisasie is belangrik. Ons kan nie effektief die Here se werk doen sonder kerkorganisasie nie. Nou, Vrydag se deel van die les, jy sal sien, vir hierdie les is daar nie 'n hoofstuk uit die Gees van Profesie soos laas kwartaal wat hulle vir ons gee om te lees nie, maar ek het 'n hoofstuk uit Handelinge van die Apostels, wat ek graag wil hê julle sal moet lees, so wat handel oor baie van die dinge in hierdie les waaroor ons gesels. So ek gaan daardie skakel onderaan hierdie video, YouTube video sit in die beskrywing van hierdie video, so julle kan op daai skakel klik en dan gaan die Afrikaans daarso wees sodat julle dit kan lees. Nou gaan gou hierdie ene lees vir ons op Vrydag, hierdie aanhaling uit die Gees van Profesie. God het jou gekies om deur heiligmaking in gees en geloof in die waarheid gered te word. Daarom staan vas. As jy God getrou dien, sal jy met vooroordeel en teenstand te doen kry. Maar moenie verontwaardig word wanneer jy onregverdig ly nie. Moenie weerwraak neem nie. Behou jou opregtheid in Christus Jesus. Kyk hemelwaarts met vasberadenheid. Laat ander hulle eie woorde spreek en hulle eie planne van aksie volg. Beheer sagmoedig en nederig vooruit, soos Christus dit sou doen. Doen jou werk met standvastige doelgerigtheid, met 'n rein hart, met al jou mag en krag, deur op die arm van God te leun. Die ware verhewenheid van jou werk mag dalk nooit aan jou bekend word nie. Die ware waarde van jou bestaan kan jy net meet teen die lewe wat vir jou redding afgelê was. Daar sal vir elke siel wat in Christus groei tye van ernstige en aanhoudende worsteling wees, want die magte van die duisternis is vas van plan om die weg van vordering teen te staan. Maar wanneer ons aan die kruis van Christus kyk vir genade, sal ons nie val nie. Die belofte van die Verlosser is, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. So definitief hoofgedagtes wat ek kry uit hierdie deel van die Gees van Profesie hierso is, dat dit is as ons getrou is, as ons die Here getrou dien, dan sal ons hierdie vooroordeel en teenstand kry. As ons besig is om in Christus te groei, dan gaan daar worsteling wees. So weer eens, ek het dit voorheen genoem en ek noem dit weer, ons moet seker maak dat ons is in 'n regte verhouding met Jesus. Nou ons het 3 besprekingsvrae daarso. Nommer 1, Paulus was 'n hele paar keer in die tronk gegooi, elke keer onregverdiglik. Hoe reageer jy wanneer jy onregverdig behandel word? Watter Bybelbeloftes kan jy vir sulke tye aanbeveel? So, hoe reageer jy wanneer jy onregverdig behandel word? Dit is 'n vraag wat elkeen vir ons self moet beantwoord. Ek kan dit nie vir enig van julle beantwoord nie. Ek dink die belangriker vraag is nie, hoe reageer jy nie, maar hoe moet jy reageer? En hierdie aanhaling wat ons nou net gelees het hierso, gee eintlik vir ons die regte antwoord. Dit sê so vir ons, moenie weerwraak neem nie. En behou jou opregtheid in Jesus. Kyk hemelwaarts met vasberadenheid en dan 'n belofte is hierso is ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Begewe daarso beteken vergeet.
En ek is met julle al die dae tot aan die volëinde van die wêreld, is die belofte wat Jesus aan sy disippels gemaak het, en ook aan ons as sy volgelinge vandag. So ek dink dit is Bybelbeloftes wat ons kan vashou, is dat die Here berei vir ons 'n plek voor, en hy kom terug om ons te kom haal. Dis nog 'n belofte daarso in Johannes, ek dink Johannes 14, so dis baie, baie mooi. Nommer 2, Tertullian, 'n vroeë kerkleier, het die volgende oor Christene wat vervolg was gesê: hoe meer ons afgemaai word deur julle, hoe meer groei ons getalle. Die bloed van Christene is saad. Terselfdertyd het vervolging in sommige plekke en op sekere tye die werk van die kerk baie verhinder. Op watter maniere kan ons diegene wat vir hulle geloof vervolg word, ondersteun? So dis definitief waar dat ons het in die geskiedenis al gesien, dat as daar vervolging is, dan word die kerk in baie kere op baie plekke, lyk dit asof die kerk net regtig groei, en of die mense meer standvastig is in hulle geloof. Jy weet, daar's baie mense wat deur die sneeu sal loop om by die kerk aan te kom, ander mense dit net 'n motreentjie, 'n klein bietjie druppels wat op die kar se venster val, en dan wil hulle nie meer kerk toe gaan nie. So, wat kan ons doen om mense te help in vervolging? Definitief, ons kan probeer om mense in hulle fisiese behoeftes te voorsien, en dan ook om mense in gebed op te dra, en met hulle die beloftes van God se woord te deel. Party mense sê, weet, ons moet probeer om mense uit daardie fisiese plek of situasie uit te neem. Ek persoonlik wil bietjie meer daaroor dink. Ek is nie heeltemal seker nie. Ek dink ons moet dit 'n saak van gebed maak, want dit is nie altyd vir my duidelik nie. Partykeer mag dit so wees dat ons moet die mense uit die gevaarsone uitneem. Ander kere mag die Here hulle juis daar wil hê, en omdat hy hulle daar kan gebruik vir die mense wat daar is. Anderste word al die goeie gelowige mense uit daardie area uitgeneem, en dan is daar niemand wat agterbly om die werk daarso voor te dra nie. So ek dink dis ietsie waar ons oor mooi moet dink en bid. Maar definitief probeer om in mense se fisiese behoeftes te voorsien. Dis hoe die Here ons gebruik om hulle te help, en dan ook deel God se beloftes met hulle, as ons hulle kan aanmoedig en bid vir hulle. Dis verskriklik belangrik. Ons weet dat daar's mense wat gebid het vir Paulus terwyl hy in die tronk was, en dis op daardie oomblik wat hy die tronk uit verlos het, en hy het toe by hulle deur geklop, en die mense kon nie glo dat hulle gebed was basies verhoor nie. Dit is 'n baie mooi storie ook. Nou vraag nommer 3, dink na oor die geheeteks vir die week se studie in die lig van Paulus se ontberinge. Verbly julle altyd in die Here. Wat beteken dit? Hoe is ons veronderstel om dit te doen? Iemand vir wie jy lief is siek of sterf, jy verloor jou werk, fisies het jy baie pyn. Om dit te kan verstaan, moet ons dalk vra, verbly jy altyd in die Here oor wat? Met ander woorde, maak nie saak wat ons situasie is nie, waaroor kan ons altyd deur bly wees? Definitief, een ding wat ons altyd voor bly kan wees, is verlossing van sonde. Of jy nou 'n familielid is wat siek is, of iemand wat sterf, of wat ook al in jou lewe gebeur, niemand kan jou verlossing wegneem nie. Dis iets wat direk te doen het met jou en Jesus. Jou geloof in Jesus Christus. Mense kan alles van jou neem, selfs jou lewe, maar hulle kan nie jou verlossing wegneem nie. En onthou, Jesus het gesê, wie in my glo, selfs as hy sterf, sal hy weer lewe. So hulle kan jou lewe wegneem, maar dit is net tydelik. So definitief iets wat ons altyd in onsself kan verbly, is die evangelie. En ons kan dit net doen, as ons die evangelie aangeneem het in ons lewe en 'n deel gemaak het van ons lewe. Nou, ek is 'n persoon, daar het al verskriklik baie slegte dinge met my gebeur in my lewe. Party van dit miskien as gevolg van slegte keuses wat ek gemaak het, ander van hulle, heel moontlik het ek niks gedoen nie, dit het nou maar net op my pad gekom, miskien as vervolging of wat ook al. So baie mense wat my ken, en ek praat nou, jy weet nie mense wat net my naam ken of iets soos dit nie, maar mense wat my regtig ken. Hulle ken my goed, weet as die ou wat alles wat sleg kan gebeur, sal nou altyd met my gebeur. 'n Voorbeeld daarvan was nie baie lank terug nie. Het my een oom het gesterf, en toe was my ander oom vermoor gewees, en toe het my vrou se ouma gesterf, en toe sa tannie skielik dood, en alles is in 'n kort tydperk gewees. En toe val daar 'n boom op my kar, en toe steel mense al my geld, en net toe ek weer probeer begin om op die been te kom, toe verneek mense my weer, en al my geld weer weg. En toe die een werker wat vir ons werk, was in 'n motorfietsongeluk gewees, en sy kon toe vir 'n lang ruk nie werk nie, en ek en my vrou was nie by die beskikbaar gewees om te werk, ons was in 'n ander land gewees, en toe moes ons gesondheidsbesigheid vir 'n ruk toemaak, en
so baie, die lysie kan aangaan en aangaan, ek noem nou maar net 'n paar dinge, en dit het alles min of meer dieselfde tyd gebeur, en ek doen toe een keer gedagte wat ek deel vir mense by 'n kerk of ietsie soos dit, in daardie tyd, en ek sê vir die mense, al het hierdie slegte dinge nou alles met my gebeur, ek kan daarom nog dankie sê vir die Here, dat ek daarom nog kan loop, en toe die volgende week, toe breek ek my voet, en toe kon ek nou nie meer loop nie, vir 'n hele paar weke. En dit was so interessant geweest, want ek het nou net gesê, dit al gebeur al hierdie slegte dinge met my, ten minste kan ek nog dankbaar wees dat ek kan loop, en toe die volgende week, toe breek ek my voet, en toe kon ek nie meer loop nie. So, as iets verkeerd kan gaan, dan gaan dit nou, lyk dit of het verkeerd kan gaan met my. Maar definitief, waaroor in daardie tyd kon ek myself nog steeds verbly, of wat het heeltemal die manier hoe ek na die hele situasie gekyk het verander, was die verlossing wat ek het in Jesus. Die groter prentjie, om te kyk na die eindpunt, om te kyk uit die hemelse oogpunt, oor al verloor jy alles in hierdie wêreld, jou verlossing is iets wat mense nie van jou kan wegneem nie. Solank as wat jy geloof het in Jesus se woord, is die ewige lewe joune. En al verloor jy alles op hierdie aarde, die Here sal vir jou sorg in die wêreld wat kom. Net nog 'n belangrike gedagte wat ek wil deel, wat aansluit in hierdie les. Baie mense wonder, jy weet, oor vervolging, en ek wil nou nie hierso, weet, politiek begin praat en so aan, jy weet, baie mense, hulle raak baie fyn oor vervolging, jy weet. Ek het 'n Bybelversie op my Facebook gesit, en Facebook het my geblok, of iets soos dit. Ek wil nou regtig nie in daai paadjie afgaan nie. Daar seker baie erger dinge wat met 'n mens kan gebeur, weet, soos wat jou lewe nou op die spel is, of jy nou regtig in die tronk is, en weg is van jou familie, en so aan. En ek wil ook nie daai verkleineer of enigiets soos dit nie, maar ek wil noem hierso in die Bybel, Jesus het gesê, 'n manier hoe vervolging baie keer plaasvind. In Matteus hoofstuk 5, vers 11 en 12, het Jesus gesê, salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Hoe het hulle die profete vervolg? Dit was deur valslik allerhande kwaad teen julle te spreek om sy ontwil. So wanneer mense valslik dinge teen ons spreek vir die Here se ontwil, sê die Bybel, salig is ons, want dit is 'n manier hoe ons vervolg gaan word, en dit is 'n manier hoe hulle die profete ook vervolg het. So let op dat profete, of dit nou in die Bybelse tyd was, of profete, of Ellen White, of ook al dit mag wees, of selfs jy vandag as 'n gewone mens wat nou nie 'n profeet is nie, mense gaan valslik allerhande kwaad dinge teen jou spreek. Jy gaan wil doen wat reg is, jy gaan die gesondheidsboodskap wil volg, jy wil nie 'n rasis wees nie, jy wil nie skinder nie, jy wil in die ware evangelie glo, wat verkondig verlossing van sonde, en dan gaan mense begin om valslik allerhande kwaad dinge teen jou te spreek. Maar dan sê Jesus, verbly en verheug julle. Hoekom? Omdat julle loon in die hemel groot is. So kom ons hou dit ons fokus. Kom ons hou Jesus en die loon wat hy vir ons gaan gee, kom ons hou dit as ons fokus. Kom ons sluit ons oë vir 'n woord van gebed. Ons Vader in die hemel, baie dankie vir hierdie eerste les van hierdie nuwe jaar 2026. Baie dankie vir u liefde en vir u genade. Ons vra u dat u ons altyd sal help deur alle moeilikhede waarin ons gaan in ons lewe, enige vervolging wat ons gaan in ons lewe, dat ons oë gefestig sal hou op u en die verlossing wat u vir ons bied van sonde en die ewige loon in die hemel wat u vir ons gaan gee, wat u vir ons voorberei. Ek bid vir elke kyker by die huis in hierdie nuwe jaar, dat hulle sal groei in hulle liefde vir u en ook vir die mense rondom hulle. Ons bid en ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie vir julle ondersteuning van Gesels Bietjie Les. Ons het ons mikpunt van meer as 300 subscribers behaal vir 2025 binne die paar maande wat ons in 2025 Gesels Bietjie Les gehad het. So asseblief, as jy nog nie subscribe het nie, klik op die subscribe knoppie, like asseblief hierdie video en lewer asseblief vir ons kommentaar sodat julle kan sien hoe YouTube hierdie video aan nog meer mense bring en nog meer Afrikaanse mense geraak kan word deur die ewige evangelie. Ons wil die waarhede deel met die mense. En baie dankie van die mense wat ondersteun reg oor die wêreld in Switserland, Amerika, Australië, Nieu-Seeland, Namibië, Zambië, Zimbabwe, waar ook al julle mag wees. Ons is so dankbaar vir julle ondersteuning. Baie dankie vir al die boodskappe wat ek kry, boodskappe vir ondersteuning. Ek waardeer dit regtig so baie. Dit beteken baie vir my.
En ek bid vir al ons kykers by die huis sodat julle 'n seën kan kry en kan wees vir julle mense ook by die kerk. Onthou ook ek het 'n Engelse kanaal ook waar ek ook Engelse Christelike liedjies oplaai. Afrikaanse Christelike liedjies op hierdie kanaal, dan het ek 'n Engelse kanaal wat ek ook die Engelse liedjies oplaai. Julle kan die link vir daai kanaal ook in die beskrywing sien onder hierdie video. En op die laaste dag van 2025, 31 Desember, is daar 5 Engelse liedjies opgelaai. En daai liedjies deel adventiste waarhede oor belangrike dinge. So deel asseblief daardie liedjies, like, lewe kommentaar, dit is hoe julle kan ondersteun. Onthou, ons vra nie vir enige geld of donasies of enigiets soos dit nie. Ons doen dit vir Jesus en vir sy waarheid. En dan sien ek julle weer volgende week in 2026 vir les nommer 2, dan gesels ons bietjie les.